Vriende, ons gaan net so sit, dan gaan ons hoofde buig en ons harte stil maak. So ek gaan vra dat u 'n paar oomblikke sal neem om met die Here te praat in stil gebed. Ons elkeen het 'n behoefte en 'n begeerte en die Here sê, nog voor ons 'n woord uitspreek, dan weet hy 100% wat ons wil sê. So kom ons praat met hom in ons harte en dan gaan ek ons as gemeente begelei in die gebed en ons vir die Here vra dat hy ons in besonder deur sy woord sal seën en deur sy gees sal ondersteun met krag uit die hoogte. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, daar is geen beter plek as 'n plek vir aanbidding nie. Daar is geen beter plek as hierdie byeenkoms van u kinders en die samesyn van die heiliges nie. U woord sê vir ons dat u 'n besondere belang het by u kinders. En ons weet, Here, dat u in ons midde teenwoordig is en daarom kan ons met sekerheid sê dat hierdie is heilige grond. Ons eer en ons dank u, Vader, dat u deur u Gees dan ook in ons harte werk om te wil sowel as om te werk na u welbehae. Baie dankie vir ons Here Jesus Christus, ons absolute voorbeeld, die leidsman en volëinder van ons geloof. En Hemelse Vader, baie dankie dat Christus ook vanmôre ons voorspraak is, ons ewige hoëpriester, die een op grond van en deur wie ons na u kan nader. Baie dankie vir die kruishout op Golgotha, en dankie vir daardie uitroep aan die kruis, dit is volbring, die prys is betaal, en baie dankie dat ons vanmôre, Vader, voor u kan staan in die kleed van Christus se geregtigheid, dat u ons sien in Christus, en dat ons ook seuns en dogters van u genoem kan word. Ons verstaan nie waarom u, die skepper van hemel en aarde, in 'n mens sou belangstel nie. Vanmôre weer daarom gedink in my studeerkamer, Here, daar is niks in ons wat ooit u aandag kon trek nie. Inteendeel, as ons vanmôre volgens verdienste moet gaan, het ons almal God se hel en God se oordeel tegemoet gegaan. Maar Vader, dankie dat u ons so lief gehad het, dat u seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Baie dankie vir my broers en susters wat vanmôre hier is, dankie vir hulle wat ingeskakel is, dankie vir elkeen wat vanmôre luister na die waarheid van God se woord, en ek bid dat u ons sal seën met al die geestelike seëninge in Christus Jesus ons Here, sodat ons op ons beurt weer 'n seën vir ander kan wees. Ons bid vir elke ander gemeente, elke ander kerkdenominasie, elke ander plek waar u woord vanmôre met waarheid verkondig sal word, Here, dat u deur u Gees daar werksaam sal wees. Want dit gaan oor u eer, dit gaan oor u koninkryk, dit gaan oor die redding van siele, dit gaan oor die heiligmaking van u kinders. En Here, alles 'n voorbereiding vir daardie groot en deurligte dag, wanneer ons u in u heerlikheid sal sien soos u is, om u te aanbid vir tyd en ewigheid. Dankie dat ons nie soos hulle is wat geen hoop het nie, maar dat ons as u kinders daagliks lewe in die vaste sekerheid, dat ons u eendag sal sien soos u is. En tot dan vra ons, Here, dat u ons getrou sal hou. Dankie dat u deur u Gees in ons werk om getrou te bly, en help ons, Here, om dan ook op so 'n manier te lewe, dat ander die Here Jesus Christus in ons sal sien. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir u geskenk van God ons hemelse Vader, en ook van ons dierbare Here Jesus Christus, en dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees, ook hier by ons. Amen. Vriende, baie dankie vir daardie hartlike samesang. Ons eer die Here ook, dat ons eer aan hom kan bring, die koning van die konings, ons harte voorberei vir die waarheid van sy woord, en die gebed van my hart is, dat die Here vir ons vanmôre ryklik sal seën. Nou, ek is nie 'n onderwyser nie, maar ek tree as 'n onderwyser op, wanneer ek die waarheid van die woord aan u bedien. Vanmôre 'n boodskap geluister van Dr. R.C. Sproul, wat bietjie gepraat het daar uit 1 Petrus oor die gedagte, dat God se woord gepredik moet word aan God se mense. Dit was deur al die eeue wat God in gedagte gehad het, dit wat hy in sy woord neergepen het, en dis waarom ons Sondag na Sondag 'n erediens het, waarom ons die woord van die Here lees, en dan ook die woord van die Here aan u verklaar. Dis die doel van 'n byeenkoms soos hierdie, om ons harte voor te berei deur die samesang, en dan ons harte te vestig op die onfeilbare woord van die Here. Nou, ons het verlede week begin met die man Abraham, vir u gesê, dat in die Joodse kultuur, as die naam Abraham genoem was, dan was mense absoluut in beroering gewees, want hy was gesien as die vader van die Joodse nasie, soos hy dan ook is,
En dan ook vir ons as kinders van die Here, is hy die vader van die wat gered is. Met ander woorde, die Here sê, in Abraham sal al die nasies van die aarde geseën word. So elke wedergeborene is eintlik maar die geestelike nasate van Abraham. Hoe het Abraham tot geloof gekom? Uit genade, deur geloof, op grond van dit wat Christus aan die kruis sou doen. En mense vra my baie keer, maar hoe werk dit? In die Ou Testament het hulle nog nie die kruisiging van die Here gesien nie, en ons in die Nuwe Testament het dit ook nie gesien nie. So hoe werk dit, en hoe word ons almal, Ou en Nuwe Testament, uit genade gered op grond van dit wat Christus aan die kruis gedoen het? Die Bybel is baie duidelik daaroor, dat die offers in die Ou Testament wat gebring was 'n heenwyse na Christus se soendood aan die kruis. Ons as kinders van die Here kyk vandag terug na hierdie soendood aan die kruis, en elke offer wat gebring was in die Ou Testament, en elke persoon wat gered word in die Nuwe Testament, word op een en dieselfde manier gered, deur God se genade, wat dan in Christus aan ons geopenbaar is, en sy bloed wat hy aan die kruis vir ons gestort het. So ons eer die Here, dat ons ook kan sien, dat Abraham die vader dan van die gelowiges is. Verlede week het ons gekyk, alles het begin by God se genadige roeping. Ek het vir u gesê, ons het nie op 'n goeie dag die Here gesoek nie, ons het nie op 'n goeie dag besluit ons wil kinders van God word nie. Die Bybel sê van nature is ons vyande van God. Ons is van nature rebelle. En vriende, as u vanmôre kind van die Here is, sal u hierdie saak baie beter verstaan. Want na u en my wedergeboorte, sien ons nog steeds die rebellie teenoor God wat van tyd tot tyd na vore kom. Vanmôre geluister na hierdie boodskap van Dr. R.C. Sproul, waar hy baie duidelik in hierdie boodskap na vore gebring het. Na ons wedergeboorte is daar hierdie konstante stryd tussen die gees en die vlees. Ons weet wat God vir ons sê. Die vlees sê, maar luister, ek gaan nie my knie buig voor hierdie God nie. Die gees van God wat in my woon, is die een wat in my werk om my knie te buig en in gehoorsaamheid te lewe. En dit was dieselfde. Abraham het God nie op 'n goeie dag gesoek nie. Hy was 'n afgode dienaar saam met sy vader Tera. En die Bybel sê dat die Here hom geroep het, en die Here hom uit sy land gelei het, na hierdie beloofde land, en dat uit Abraham dan die volk Israel gebore sou word. Ek het vir u gevra, verlede week het u al gereageer op God se genadige roepstem. Ons het vir u gesê, God roep Abraham om 'n seun te wees. Onthou u die gedagte, ons is nie ornamente nie, maar instrumente. Ornament is 'n ding wat in die huis staan, en my suster, ons was by haar gewees met haar 60ste verjaarsdag, donderdag, en sy sê vir my, daai illustrasie van jou het my so goed laat dink aan in my eie huis. Jy koop hom en is die wonderlikste, mooiste ding wat jy sien. Later kry hy so 'n bietjie 'n substandaard plek in die huis, later in die motorhuis, later in die asdrom. En die Here het ons nie geroep om ornamente te wees, om in 'n plek te staan en niks te doen vir die Here nie. Hy het ons geroep om 'n seën te wees vir ander, en ons praat nie oor ons self nie. Ons verkondig Christus en hom as gekruisigde. Ja, ons nooi mense na die kerk, ons nooi mense om te kom luister na die woord, ons stuur vir hulle boodskappe uit om dan ook 'n getuie te wees. Maar die seën wat ons vir hulle bring, is die feit dat daar 'n redder is, Jesus Christus. En het ek vir u die vraag gevra verlede week, kan u getuig van 'n veranderde lewe, waar u 'n seën verander is? En ek wil vir u sê, die plek waar jy die grootste seën kan wees, is in jou huis. Teenoor jou vrou, teenoor jou kinders, teenoor jou man, teenoor jou geliefdes, en dan kring dit uit na jou buurt en die plek waar jy werk. Die derde gedagte verlede week, Abraham het hierdie roeping nie en vars gehou by die altaar en die tent, vir u gesê dat die altaar is maar baie duidelike tipe van die kruis, die kwessie waar die offers gebring was, die altaar wat gebou was, soos Christus se soendood aan die kruis, iets wat opnuut ons harte moet verbly. En ek weet nie van u nie, maar dis asof dit daagliks, wanneer ek stil word voor die Here en ek bid, asof dit die eerste ding is wat in my gedagte na vore kom. Vader, dankie dat ek na u kan nader deur Jesus Christus se soendood aan die kruis. Dankie dat ek in die kleed van sy geregtigheid voor u kan staan. Hou altyd u verhouding met God nuut en vars, in die feit en wete dat u besef, u het u self nie gered nie, u kon nie vir u eie sonde versoening gedoen het nie. Dis alles uit genade. En dis belangrik. En dan die tent, die gedagte, wie kan gou vir my sê, waaroor het die tent gegaan, dat ek nou nie weer so baie praat, dat u by uself dink, wil hierdie man nie maar ophou nie. Waaroor het die tent gegaan?
Okay, die verganklikheid van die mens, ons is maar in 'n tentwoning. Abraham was 'n nomaat, hy het heeltyd geskuif van punt A na punt B na die volgende plek, na punt C, en baie duidelik sê die Bybel vir ons ook, dat ons liggaam is 'n tentwoning. Luister, ons tentpenne, vriende, is nie baie diep ingeslaan nie. Daar kom 'n dag en 'n uur en 'n oomblik waar die Here sê, nou gaan jy die tydelike met die ewige verwissel. Nou gaan jy sterwe. En ons weet nie die dag en die uur van ons sterwe nie. Daarom, as kinders van die Here, is belangrik om hierdie roeping nie ten vars te hou by die kruis, om te weet ek is uit genade gered, en ek is net vir 'n tyd op hierdie aarde. Moenie jou tyd vermors nie. As jy alles bymekaar gemaak het wat jy kon, groot huis, kar, vakansiehuis, jy het baie karre, jy het baie besittings, jy het baie geld, dit sal alles hier bly. Jy sal alles net hier los. Daarom sê die Bybel vir ons, net wat ons vir die Here gedoen het, sal staande bly. C.T. Studd, die groot sendeling, het gesê, one life, soon it will pass. Only what's done for Christ will last. Luister, kinders van die Here is mense wat nie 'n hopelose toekoms tegemoet te gaan nie, maar 'n toekoms tegemoet gaan van sekerheid, omdat ons weet ons sal vir ewig by die Here wees. Die uitdaging wat na ons kant toe gekom het, brand die vlam van ons liefde en toewyding nog hoog, en besef u en ek, ons is maar net bywoners op aarde, en dit is maar net so die voorgereg. Die hoofgereg is die lees van die woord, en die nagereg is die prediking van die woord. Kom ons lees nou, ons gaan by ons tweede boodskap stilstaan oor Abraham. So ons gaan nou vir 'n paar weke by Abraham se lewe stilstaan, dan sal ons weer by 'n Psalm uitkom, en dan so 'n bietjie die waarheid van die woord met u deel. Kom ons kyk wat staan in Genesis 12 vers 1 tot 20. Daar staan in die Here het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak dat jy 'n seën sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Toe het Abraham weggetrek soos die Here aan hom gesê het. En Lot het saam met hom getrek. En Abraham was 75 jaar oud by sy vertrek uit Haran. En Abraham het Sarai, sy vrou, en Lot, sy broerskind, geneem en al hulle besittings wat hulle bymekaar gemaak en die slawe wat hulle in Haran verwerf het. En hulle het uitgetrek om na die land Kanaan te gaan en in die land Kanaan gekom. En Abraham het deur die land getrek na die plek Sichem tot by die terpentynboom More. Die Kanaaniete was toe in die land. Daarop verskyn die Here aan Abraham en sê, aan jou nageslag sal ek hierdie land gee. Toe by daar 'n altaar vir die Here wat aan hom verskyn het. En daarvandaan het hy verder versit na die gebergte oos van Bethel en sy tent opgeslaan tussen Bethel aan die weste en Ai aan die ooste kant. En daar vir die Here 'n altaar gebou en die naam van die Here aangeroep. Daarna het Abraham al verder na die suidland weggetrek. En daar was hongersnood in die land, sodat Abraham na Egipte afgetrek het om daar as vreemdeling te vertoef, want die hongersnood was swaar in die land. En toe op die punt staan om Egipte in te trek, het hy met sy vrou Sarai gespreek, kyk, ek weet dat jy 'n vrou is, mooi van aansien. As die Egiptenaars jou nou sien, sal hulle sê, dit is die vrou en hulle sal my doodmaak en jou laat lewe. Sê tog jy is my suster, dat ek met my goed kan gaan, terwille van jou, en ek om jou ontwil in die lewe kan bly. Toe Abraham dan in Egipte gekom het, sien die Egiptenaars dat die vrou baie mooi was. Ook het die vorste van Farao haar gesien, en haar by Farao geprys, en die vrou is na die paleis van Farao geneem. En hy het goed gedoen aan Abraham om haar ontwil, sodat hy kleinvee en beeste en esels, slawe en slavinne, eselinne en kamele in besit gekry het. Maar die Here het Farao in sy huis met groot pla besoek terwille van Sarai, die vrou van Abraham. Daarop laat Farao Abraham roep en hy sê, wat het jy my nou aangedoen? Waarom het jy my nie te kenne gegee dat sy jou vrou is nie? Waarom het jy gesê, sy is my suster, sodat ek haar vir my as vrou geneem het? Daar is jou vrou dan nou, neem haar en gaan weg. En Farao het aan enkele manne aangaande hom bevel gegee, en hulle het hom weggebring met sy vrou en sy hele besitting. Nou, ons gaan dit tot so ver saamlees, uit God se wonderlike woord, die teks van oordenking vanmôre, Genesis 12 vers 10, en daar was hongersnood in die land,
sodat Abraham na Egipte afgetrek het om daar as vreemdeling te vertoef, want die hongersnood was swaar in die land. Ons tema vanmôre dan as kind van God sal stryd, versoekings en beproewings deel van ons aardse lewe bly. Nou vriende, ek glo dat u 'n Bybelleesprogram volg by die huis en ek moet vir u sê, terwyl ek nou so deur die boek Konings werk, kom ek agter hoe wonderlik nuut, vars en waar God se woord is. 'n Mens kan die Bybel oor en oor lees, keer op keer dieselfde gedeelte en elke keer is daar iets wat jou aan die hart gryp. 'n Waarskuwing, baie keer 'n bemoediging, baie keer iets wat jy sien in die woord wat vir jou dien as 'n uitdaging. En daarom is dit belangrik dat ons God se woord nooit sal ophou lees nie. Dit is die enigste geïnspireerde boek in die wêreld. En ook as ons kom by Genesis 12, wat meeste van u en ek al seker 100 maal oorgelees het, dan kom ons agter daar is 'n paar besondere boodskappe vir ons hierin opgesluit, waarvan ek vanmôre maar met u een gaan deel. Ek sê dikwels vir u as gemeente dat wanneer ek klaar deur 'n teks gepreek het, deur 'n psalm of deur 'n hoofstuk in die Bybel en selfs 'n boek in die Bybel, dan is alles oor daardie boek nog nie gesê nie. Daar is nog baie ander preke wat na vore kan kom en soos die Here ons lei en leer in die waarheid, is daar sekere genade en sekere wysheid wat ons deel word uit God se wonderlike woord. En so hoop ek vanmôre dat daar vir u 'n besondere boodskap sal inwees en dat u sal leer wat die Here vir u deur die woord en deur die werking van sy gees wil kom leer. Nou vanmôre se tema dan as kind van God sal stryd, versoekings en beproewings deel van ons aardse lewe bly. Nou vriende, as ons kyk na Abraham se lewe, dan sien ons baie duidelik dat die Here Abraham geroep het, dat die Here hom geroep het om 'n seun te wees, dat die Here hom by die altaar en dan ook by die tent gebring het om vir hom te leer dat hy maar net tydelik op aarde is en dat dit noodsaaklik is om naby God te bly. Maar een ding wat Abraham ook baie gou agtergekom het, dat ons lewe as kinders van die Here nie 'n lewe van maanskyn en rose is nie. Ek dink as ons elkeen ons eie verhaal kon skryf, dan is dit amper soos hierdie feeverhale wat Hollywood vir ons deurgee, né? Alles gaan goed, alles gaan mooi, ons bly in hierdie pragtige kasteel en alles gaan net goed met ons het alles wat ons wil hê, niks breek nie, niks gaan verkeerd nie, alles loop net altyd reg. En dan weet u mos nou, sê hulle Toyota. En selfs dit is in Suid-Afrika nie meer waar nie, want as jy 'n Toyota ry, is jy 'n teiken. Hulle steel hom, terwyl jy nog ry, is hy onder jou uit. En daar is probleme, en dieselfde het Abraham agtergekom, daar is nie 'n Utopia op hierdie aarde nie, daar is nie 'n lewe waar niks verkeerd loop nie. Die oomblik as jy kind van God word, raak die stryd meer intens, en raak die uitdagings groter elke dag. Dr. R.C. Sproul getuig, hy sê nog voor hy tot bekering gekom het, was sy lewe 'n lied gewees. Hy sê man, hy het opgestaan in die môre, hy het sy dingetjies gedoen, hy was 'n goeie godsdienstige man, so 'n bietjie sy Bybel gelees en sy dingetjies gedoen. Hy sê, maar die res van die tyd vir homself in die wêreld gelewe. Hy sê die dag toe hy by die kruis uitkom en die Here sy siel kom red, toe begin sy stryd. Toe begin sy probleme. Lig en duisternis staan teenoor mekaar op. En dis wat Abraham ook gou ervaar het in sy lewe. Stryd, beproewings, uitdagings, die vlees en die gees, lig en duisternis en die stryd wat daarmee gepaard gaan. Jy sien, skaars na Abraham se bekering kom die eerste beproewing oor sy pad. Die eerste ding wat oor sy pad kom, en dit was die hongersnood wat in die land Kanaan dan plaasgevind het. Nou, jy moet onthou, wat is die verskil tussen 'n versoeking en 'n beproewing? 'n Versoeking is altyd iets wat jou vyand na jou toe bring om jou te laat sondig. 'n Beproewing is iets wat God oor jou pad bring om jou te heilig, om jou geloof te toets, om jou geloof sterker te maak. En die Here leer ook sy apostels daar in Johannes 16:33, die Here sê vir hulle, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. So, ons vrede lê in Christus. Hy is ons blydskap, hy is ons vreugde, hy is ons vrede. Maar nou gaan die vers verder. Die Here sê in die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Abraham, as jong kind van die Here, kom voor hierdie eerste beproewing te staan, hierdie gedagte van hongersnood in die land Kanaan. Die Here het gesê, Abraham, ek gee hierdie land aan jou en ek gee hierdie land aan jou nageslag. En die volgende oomblik is daar nie kos nie.
Here, maar hoe werk dit nou? U gee my dan hierdie geskenk en nou sê u vir my, hierdie land sal ook wees vir my nageslag en daar is nie kos om te eet nie. En Abraham ondervind gou dat beproewinge, stryd, verdrukkinge en al hierdie goed deel van ons lewe sal wees. So die eerste gedagte wat ek onder die aandag wil bring is die gedagte van pas op. Nou as ek vir jou sê pas op, beteken dit wees versigtig. Ok, pas op die trappie as jy daar afloop, dat jy nie mistrap en jy in saal 1, 2 en 3 lê nie. Nee, pas op daarvoor. Dieselfde gedagte, pas op, die toetse kom. Genesis 12 vers 9. Daarna het Abraham al verder na die suidland weggetrek en daar was hongersnood in die land, sodat Abraham na Egipte afgetrek het om daar as vreemdeling te vertoef, want die hongersnood was swaar in die land. Vriende, wat vir my uitgestaan het in die voorbereiding is, die Here roep Abraham, gee hom al hierdie wonderlike beloftes, en tog ondervind Abraham teëspoed en toetsing op sy pad. Hier is die land, hier is die beloftes, ewe skielik is daar hongersnood. En luister gou, God het die hongersnood beskik. Onthou u Job in hierdie oordenkings wat ons hanteer het en hierdie week nog gaan hanteer? Niks gebeur toevallig nie. Mense sê, jong, ek het toevallig by hierdie ding uitgekom, of hierdie ding het oor my pad gekom, of iets het gebeur in die sin dat dit die duiwel is wat hierdie ding oor my pad gebring het. Nee, die Bybel sê God beskik en bepaal alles in ons lewe. Hy is nooit die initieerder van sonde nie, maar daar is niks wat kan gebeur sonder God se beskikking en bepaling nie. God beskik hierdie hongersnood om hierdie jong kind van hom sy geloofslewe op die proef te stel, om sy geloof te bou, om hom deur hierdie vuuroond te stuur, sodat sy geloof soos goud tevoorskyn sal kom. Ongelukkig val Abraham in hierdie toetsing, en in plaas van hom op God te vertrou en hom te raadpleeg, besluit Abraham om na Egipte af te gaan. Abraham het uitgedraai na Egipte, die wêreldse raad, die wêreldse plekke gaan opsoek vir uitkoms in plaas van om op die Here te vertrou. En vriende, soos u weet, as ons die Bybel gaan bestudeer, het Egipte geen goeie konnotasie nie. Later sal ons sien dat die Here vir sy volk Israel sê, toe hy hulle uit Egipte gelei het, om nooit weer terug te gaan na Egipte land nie. Wat interessant dat ek sien dat Abraham, toe die probleme kom, nie na God toe gegaan het nie, maar dadelik na Egipte afgetrek het. En hier sien ons dat Abraham beweeg uit God se wil. Hy vergeet dat God gesê het, Abraham, ek gee die land aan jou, en ek sal vir jou sorg, en ek sal vir jou seën. Abraham vergeet God se beloftes, en begin met sy eie planne, en sy eie idees. Luister gou, vriende, hy sien net die onmiddellike omstandighede, en in plaas van om na die altaar te gaan en daar God te ontmoet en te vra vir wysheid wat God aan elkeen van sy kinders beloof om aan hulle te gee sonder om te verwyd, volg Abraham die logiese uitweg en hy gaan na Egipte. Ek weet nie of u opgelet het toe ek gelees het nie. Abraham het nie net na Egipte afgegaan nie. Abraham het begin, en verskoon die ou platvloerse Afrikaanse woord, hy het begin skiem. Nee, ons almal ken daai woord. As ek nou sê, hy begin planne beraam, dan dink jy, ag, dis sommer man uit so ietsie. Hy het begin skiem. Hy het in sy gedagte het in hierdie rigting beweeg, waar hy sekere dinge begin oordink het. En hoor wat doen Abraham? Onthou, Abraham kom tot bekering. Hy sal die vader van die gelowiges wees. In hom sal die nageslagte van die wêreld geseën word, of die geslagte van die wêreld geseën word. En hoor wat doen Abraham, toe hierdie toetsing oor sy pad kom. Vers 10, Genesis 12. En daar was hongersnood in die land, sodat Abraham na Egipte afgetrek het, om daar as vreemdeling te vertoef, want die hongersnood was swaar in die land. En toe hy op die punt staan om Egipte in te trek, het hy met sy vrou Sarai gespreek en gesê, kyk, ek weet dat jy 'n mooi vrou is, van aansien. As die Egiptenaars jou nou sien, sal hulle sê, dit is sy vrou, en hulle sal my doodmaak en jou laat lewe. Sê tog, jy is my suster, dat dit met my goed kan gaan, terwille van jou, en ek om jou ontwil in die lewe kan bly. Dink gou by jouself wat gebeur hier, jy moet dit nou nie mis nie.
hier is ek en nou Effeltjie. My pragtige vrou en ons is saam en hier kom 'n krisis oor my pad. En ek sê vir haar, luister man, al gee ek jou vir 'n ander man, is nie my belangrik nie. Net solank dit met my goed kan gaan. En ek dink by myself, Abraham, die vriend van God, soos die Bybel sê, hierdie vader van die gelowiges, hierdie man wat 'n hoë naam en 'n posisie in die volk Israel beleef het, en tot vandag toe nog beleef, is 'n man wat toe hy in hierdie tyd van beproewing kom, wegbeweeg van die altaar, wegbeweeg van die wysheid van God, en hy begin skiem en hy gaan so ver deur sy vrou, hierdie pragtige vrou Sarai, soos die Bybel haar beskryf, in gevaar te stel dat sy die vrou van 'n heidense koning word. Ek wil vir u sê, as ek hierdie gedeelte lees, dan gryp dit my aan my hart om te dink, dat ek miskien so iets kan doen. So aan myself dink en so benoud raak oor my posisie, dat ek iets sal doen wat ander mense in die gevaar sal stel, of dan my Christelike getuienis skade sal doen. Die vraag is, sou die Egiptenaars hom doodmaak? Ons weet nie waar Abraham aan hierdie gedagte gekom het, of hoe hy hierdie afleiding gemaak het nie. Ons weet nie of Abraham op hierdie oomblik maar net aan homself gedink het. Ons sien dit in die gedeelte dat dit na vore kom, maar glad nie eens aan Sarai se welstand gedink het nie. Maar een ding wat ek vir u kan sê, toe die beproewing oor sy pad kom, het Abraham in plaas van na God te vlug, sy eie gedagtes en sy eie weg gevolg. God het vir hom baie duidelik gesê in Genesis 12 vers 1, Abraham, gaan uit jou land en jou familie, en uit jou vaders huis na die land wat ek jou sal gee. Ek sal jou groot nasie maak. Ek sal jou naam groot maak, dat jy 'n seun sal wees. Ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. Hierdie belofte is direk uit God se mond na Abraham gekom. Hier is hy bang vir 'n koning Farao, en hy's bereid om sy vrou in gevaar te stel ter wille van sy eie lewe, ter wille van sy eie welstand. En ag vriende, ek het so daaraan gedink, hoe dikwels is ons as kinders van die Here nie maar presies dieselfde nie. Ons kom tot bekering, die Here red ons uit genade. Ons dien die Here, ons volg die Here, daar is die altaar, daar is die tye waar ons stilte tye hou, waar ons in die huis van die Here is, en dan gebeur daar dinge, die Here stel ons op die proef. En ons sien dit nie as iets waardeur ons moet groei en nader na die Here beweeg nie. Ons sien dit as hierdie teleurstelling wat ons beleef. Hoe kan God hierdie ding oor my pad stuur? Hoe kan God oor my pad hierdie probleme, hierdie siekte, hierdie stryd, hierdie misverstande, hierdie verkeerde besluite wat ek maak, hoe kan die Here dit oor my pad stuur en al die gevolge daarvan? En naderhand begin ek so worstel met myself en ek begin eenkant beweeg, weg van die Here. En ek vergeet gou dat die Here my geroep het om te lei, om deur stryd en beproewing te gaan, sodat ek deur die vuuroond van beproewinge rein anderkant sal uitkom, soos goud te voorskyn om God te verheerlik. Hoor wat sê die Here in Jakobus 1 vers 2 tot vers 4 en vers 12. Hy sê, ag dit loutere vreugde my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. Vers 12 sê, salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. Die eerste gedagte vanmôre, pas op, die toetse kom. Die uitdagings gaan kom. Die Here gaan jou beproef. Die Here gaan sekere dinge oor jou lewe toelaat, of dit nou siekte, of dit nou probleme, of dit misverstande, of dit oorwerk, of wat ook al is in jou lewe, wat na jou kant toe gaan kom. Die Here gaan dit toelaat, ten einde jou te lei na hierdie plek, waar jy God sal vertrou, en dan ook soos goud te voorskyn sal kom. Spurgeon skryf in sy dagstukkie, en hy sê, blessed is the fact that Christians can rejoice even in the deepest distress. Although trouble may surround them,
they still sing, and like many birds, they sing best in their cages. The waves may roll over them, but their souls soon rise to the surface and see the light of God's countenance. Die gedagte wat Abraham nie gesien het nie. Abraham val in hierdie beproewing wat God oor sy pad bring. Abraham is nie versigtig genoeg, en hy is nie naby die Here in hierdie bepaalde tydstip in sy lewe nie. En Abraham begin met hierdie klomp gedagtes en, ek gaan net weer die woord noem, hy begin skiem. Stel Sarah, en het stel sy lewe in gevaar, en ons sien die tweede gedagte, waarby ons wil stilstaan vanmôre, dis onmiddellik, of verskoon is onmoontlik, om staande te bly sonder 'n altaar. Kom maar wys vir u wat het gebeur in Abraham se lewe. Vers 7 van hoofstuk 12. Daarop verskyn die Here aan Abraham en sê, in jou nageslag sal ek hierdie land gee. Toe bou hy daar 'n altaar vir die Here wat aan hom verskyn het. Vers 8. En daarvandaan het hy verder versit na die gebergte oos van Bethel en sy tent opgeslaan tussen Bethel aan die weste en Ai aan die ooste kant en daar vir die Here altaar gebou en die naam van die Here aangeroep. En nou wil ek hier vra, lees ons verder dat Abraham 'n altaar vir die Here gebou het toe hy afgegaan het na Egipte. Ons lees nie daarvan nie. Dis asof Abraham met sy eie gedagte besig geraak het, Abraham by Egipte aangekom het en die God van wat hom geroep het uit sy land en uit die afgodediens vergeet het. Amper hierdie God half een kant geskuif het, in vrees na Egipte afgegaan het. Want u sien, die Egiptenaars het nie die Here God gedien nie. Die Egiptenaars het nie altare gehad en offers gebring aan die God van hemel en aarde nie. Ons lees glad nie in hierdie tyd waar Abraham afgegaan het na Egipte, dat daar enige sprake van 'n altaar was nie. Daar was geen tye van stil word, aanbidding en ontmoeting met God nie. En ek het so daaraan gedink en ek het hier in my notas geskryf. Hoe dikwels, luister vanmôre, hoe dikwels is een ek nie, maar ook soos hierdie man Abraham nie. As die beproewinge kom, as die dinge dol raak in ons lewe, en die probleme hoop op, is dit die laaste ding wat ons aan dink, en dis om na God te vlug. Ons skiem, ons praat, ons maak planne, ons gaan bank toe en ons vat 'n tweede verband, en ons probeer uitsort, en ons vermy mense, en ons probeer, en met alle mag en mening, om ons so vinnig en so gou as moontlik uit die bepaalde situasie te haal. En al wat ons doen, ons sink net verder weg, want God se wysheid is nie deel van ons beplanning, en deel van hierdie uitdaging, wat na ons kant toe kom nie. Ons skarrel rond, ons val terug op ou kennis van die woord, sonder om 'n vars en 'n nuwe ontmoeting met God te hê. Ons begin met ons eie planne, en soms vertel ons leuns. Probeer ons uit 'n situasie kom deur slinkse redenasies. Soms gaan dae verby en selfs weke, en ek sink net dieper weg in my sorge. Dit was deel van Abraham se lewe. En ek het daaraan gedink, as Abraham so ver geval het, hoe maklik kan u en ek nie val wanneer die dinge oor ons pad kom nie. Elke mens dink sy probleme is die grootste. My probleme is groter as joune, en my beproewing is groter as joune. Ek het onlangs vir mense gesê, die Here weeg vir ons elkeen af wat ons nodig het. As jy kind van God is, sal jy dit verstaan. Of dit nou siekte is, of dit nou probleme is in jou huis, of met jou kinders, of by die werk, of dit finansiële probleme is, dit maak nie saak nie. Dis beproewings oor ons pad. En Abraham het die altaar vergeet. Abraham het die altaar eenkant geskuif. En die Bybel sê vir ons, Abraham het in ongehoorsaamheid begin lewe. Met sy eie gedagtes en sy eie planne. En het om baie duur te staan gekom. Hoor wat sê die Here in Spreuke 3 vers 5 tot 8. Daar staan, vertrou op die Here met jou hele hart, en steun nie op jou eie insig nie. Ek kan maar al my seuns vra, al 3 van hulle. Wat is my gunsteling vers om gereeld aan hulle te quoteer as ons oor die telefoon praat, as ons by die huis praat? Vertrou op die Here met jou hele hart, en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie. Vrees die Here en wyk af van die kwaad.
Dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkoeking vir jou gebeente. As ons kyk na Dawid se lewe, wanneer hy vir 'n oorlog wil uittrek, het hy gevra, Here, moet ek trek? En die Here sê, trek. Dit is 'n paar ure later, dan daar weer 'n volgende veldslag, en vra, Here, moet ek trek? En sê die Here, nee, moenie trek nie. Hy kon nie op die wysheid terugval van gister en eergister nie, want dit was 'n nuwe uitdaging wat oor sy pad gekom het. So wil die Here vir ons kom leer, om dig by sy Vader hart te bly. Luister vriende, die Here se woord is nie maar net so ietsie wat ons by ons dag voeg nie. God se woord is die boek van wysheid en goddelike insig, waarmee ek begin en wat die res van my dag moet rig, sodat ek wysheid kan verkry. En onthou u van Nehemia van ouds, toe hy voor die koning staan, die onmiddellike skietgebed wat hy gebid het, o God, gee my nou wysheid om met hierdie koning te kan praat. Daarom vra ek jou vanmôre, dat jy sal leer uit Abraham se lewe. Pas op, die beproewinge kom. Wat ook al jou beproewing vanmôre is, weet ek nie, maar pas op, die beproewing kom. Jy sal nie staande kan bly, as jy nie gereeld tyd, daagliks tyd met God en sy woord spandeer. Ek sê hierdie week vir my vrou, die kere wanneer ek geestelik die swakste was die tye waar ek die minste tyd aan God se woord en in gebed spandeer het. Ons as mens is baie gemaklik, ons sê die meeste van ons het vanmôre met 'n kar gekom. Die meeste van ons het 'n geldjie in die bank. Ons het genoeg kos, nie net vir 'n dag of vir 2 nie, maar vir weke, en dikwels dink ons by onsself, dit gaan eintlik goed met my. Waarom sou ek elke dag die Here raadpleeg vir hierdie dag? En ons sien verkeerde besluite en in beproewings verkeerde optredes, en ons doen baie berading, vriende, ek doen baie berading, waar mense met hartseer gevolge sit, wat lewenslang duur, omdat hulle nie naby die altaar, naby die God van hemel en aarde gebly het nie. Die Here sê in Markus 1:35, dat ons Here Jesus Christus self, terwyl hy op aarde was, as sondelose seun van God, vroeg in die môre opgestaan het. En hy het vertrek om te gaan bid. Ek vra jou vanmôre, het jy vanmôre gebid? Het jy vanmôre met God gepraat? Die lewe wat jy vanmôre het, die asem wat jy inasem, het hy vir jou gegee. Jy vanmôre vir hom gesê, dankie. Die beproewing wat in jou lewe is, het jy meer met jou man of jou vrou, of jou kinders daaroor gepraat, as met die God van hemel en aarde, wat het oor jou lewe beskik het. Jesus wat deur hierdie felle stryd sou gaan, hierdie pad van smarte sou bewandel, en aan die vloekhout sou sterwe, die Bybel sê vir ons, hy het gebid. Hy het gereeld met sy Vader in die hemel gepraat. Psalm 119 vers 103 sê, hoe soet is u beloftes vir my verhemelte, meer as heuning vir my mond. Uit u bevele kry ek verstand, daarom haat ek elke leenpad. Die woord is 'n lamp vir my voet, en 'n lig vir my pad. Is jy miskien vanmôre al vasgedraai in jou leuns? Een leuen, na die ander leuen, na die ander leuen, jy sit vanmôre hier en jy dink by jouself, hoe sal ek uit hierdie situasie kom? Dan wil ek jou vra, is jy getrou by die altaar? Is jy getrou in jou binnekamer? Is jy getrou met die lees van God se woord? Is jy getrou in gebed? Want dis daar waar God vir jou versterk en bekragtig met krag uit die hoogte. Daar is 'n lied wat sê, daar is 'n plek van stille rus. En ons almal verlang na hierdie plek. Daar is 'n plek van stille rus naby die hart van God. 'n Plek waar sonde nie ontrus, naby die hart van God. O Jesus, my verlosser, reg van Gods hart gestuur, hou ons wat op die koms wag, naby die hart van God. Hierdie belangrike saak staan soos 'n paal bo water uit. Dat Abraham, toe die beproewing kom, het dit nie gesien as uit die hand van God om hom te toets, en dat hy op God kan vertrou om aan die ander kant uit te bring nie, of deur te haal nie, maar 'n gedagte om te skiem, om terug te val op sy kennis, op sy idees. En ons sien die hartseer gevolge in sy lewe. Die volgende gedagte wat ons hier sien, as beproewinge nie reg hanteer word nie, lei dit tot skande en 'n swak getuienis. Vers 17 sê, maar die Here het Farao in sy huis met groot
groot pla besoek terwille van Sarai, die vrou van Abraham. Dink mooi wat hier staan. Sarai sou die moeder wees van die nasies. Sy sou die een wees wat dan ook vir Isak sou baar. Die Bybel sê vir ons, hierdie seun van die belofte, gaan lees die boek Galasiërs, en jy sal sien hoe belangrike rol ook Abraham, Isak en Jakob dan vervul. As hierdie heidense koning Farao met haar gemeenskap gehad het, en haar ander kind na vore gekom het, sou dit 'n geweldige skande gebring het, en luister wat gebeur hier. Die Here stop dit. Partykeer as ons in tye van beproewinge sondig, sal die Here sekere dinge doen, om tussen beide te tree, om ons te red van geweldige skande, en selfs ondergang, maar daar sal altyd die skaamte wees van my sonde wat ek gedoen het. Hoor nou wat gebeur, vers 18, u moet u self nou indink wat hier gebeur. Want u hoor nou net weer uit, Abraham het perde en eselinne en alles gekry, toe hy nou vir Sarai geruil het, en al hierdie goedjies, die Here was nie beïndruk met enige van hierdie geskenke nie, Sarai was sy vrou. En ek wil vir jou vanmôre sê, pas jou vrou op. Pas jou vrou op. Dis die geskenk wat God jou gegee het. Nou, Farao sit op sy troon. Hy sê, gaan haal daai Abraham. Gaan haal hom. Ek wil vir u sê, ek dink Abraham het hom vrek geskaam. Ek dink hy was rooi van kop tot tone. En al was hy bietjie donker van gelaat, met al die son wat hom gebrand het, dink ek was hy nog steeds rooi. Farao roep hom en hy sê vir hom, wat het jy nou gedoen? Dis soos 'n kind wat voor sy pa staan. Ek sê vir Calvin, wat het jy gedoen? Pa, damn it. Hoe het jy my uitgevang so? Hoor wat gebeur? God slaap nie. Waarom het jy my nie te kenne gegee dat sy jou vrou is nie? Waarom het jy gesê sy is my suster, sodat ek haar vir my as vrou geneem het? Daar is jou vrou dan nou, neem en gaan weg, loop. Ek soek nie 'n man soos jy in my land nie. 'n heidense koning sê vir 'n kind van God, vat jou goed en loop. Ek soek jou nie verder by my nie. Dink die skande wat oor hierdie man se lewe gekom het. Ek wil vanmôre vir jou sê, vriende, hoe dikwels ontheilig ons die naam van die Here, deurdat wêreldlinge sien hoe ons in sonde sekere dinge akkommodeer of doen. En hulle sê vir ons, luister, is jy 'n kind van God? En dis hoe jy optree? Wys my die verskil tussen jou en myself. Hoe kan jy so optree? Abraham staan bekend as die leienaar. Die een wat voorgee, die een wat mislei. Hy's besig met die wysheid van hierdie wêreld in plaas van die wysheid van God. Skandelik om die minste te sê. Hy kan bly wees hy het nie 6 houe met die rotang gekry nie. Die beginsel hier is baie duidelik. Of jy nou 10 is, of jy nou 30 is, of jy nou 60 is. Jy en ek het geen reg om te sondig nie. Ons het geen reg om te lieg en te bedrieg nie. Ons het geen reg om ons eie wysheid te volg en skande te bring op die koninkryk van die Here nie. Ek het hier in my notas geskryf, hoe sal hy ooit weer 'n getuie vir die Here by hierdie mense kon wees? Abraham se eie weg lei hom na skaamte en sy getuienis lei skade voor die heidense koning. Dink gou by jouself as Abraham vir Farao wou sê, Farao, kom ek vertel jou van die God wat my geroep het. Daar uit van die Galdeërs, uit die afgodediens. Dink jy Farao sou op sy knieë gesak het en gesê het, ek wil hierdie Here dien? Hy sê vir hom, gaan weg. Vat jou vrou, vat hierdie goed wat ek jou gegee het, en maak dat jy wegkom. Want jy's 'n leienaar, ek kan jou nie vertrou nie. Ek wil vanmôre vir u sê, die Bybel sê vir ons in Dawid se geval met sy sonde wat hy gedoen het met Batseba. Die Bybel sê dat Nathan kom na hom toe en sê vir hom in vers 14 van 2 Samuel 12, maar omdat u die vyande van die Here deur hierdie saak aanleiding gegee het om grootliks te laster, sal die kind wat vir u gebore is ook sekerlik sterwe. Ek wonder hoekom baie mense nie wil luister na ons getuienis nie. Is dit nie miskien omdat ons oggend en aandpraatjies nie dieselfde is nie? Hulle kyk na ons lewe, hulle kyk na ons getuienis, hulle luister na ons woorde,
En hulle sê, wat is eintlik maar die verskil? Ek is van mening, vriende, dat baie mense hulle getuienisse seermaak, baie kinders van die Here hulle getuienis seermaak, in hulle buurt, in hulle huise, onder hulle families, by hulle werksplekke, omdat hulle op een of ander stadium die wysheid van die wêreld gevolg het. En dit het gelei tot skade en skande in hulle lewens. Ek is van mening dat as kinders van die Here ons al eindelose skade aan God se koninkryk gebring het deur ons sonde. Hoor wat sê Romeine 2 vers 24. Want soos geskrywe is, die naam van God word om julle ontwil onder die heidene gelaster. En as ek nou amen moet sê, dan gaan u almal uit die deur uitkruip en in die kar klim en huis toe ry en sê, daar is geen hoop vir my nie. Maar ons het begin deur vir u te sê, Abraham, in hom sou al die nasies van die aarde geseën word. Hy het geval in hierdie beproewing. Die Bybel is baie duidelik dat hy ver van die altaar was in hierdie tyd van beproewing. Hy het geweldige hartseer gebring. Nie net op die naam en die koninkryk van God nie, maar ook sy getuienis. Maar die hoop vanmôre vir my en vir jou. Die kersie op die koek van die boodskap. Die lig wat helder skyn vanmôre is. Dank God, geestelike herstel is moontlik. Hoor wat staan in Genesis 13 vers 1. Abraham sterf tussen die bene, weggejaag uit Egipte land. Vat sy vrou Sarai, in skaamte trek uit hierdie land, en die Bybel sê, so het Abraham dan uit Egipte na die suidland opgetrek. Hy het sy vrou en sy hele besitting en Lot saam met hom, en hy het van plek tot plek uit die suidland getrek tot by Bethel, na die plek waar sy tent in die begin gestaan het, tussen Bethel en Ai, na die plek, wat staan daar? Van die altaar, wat hy vroeër daar gebou het, en Abraham het die naam van die Here aangeroep. U sien, waar was die herstel? Terug by die altaar, terug by die plek van aanbidding. U en ek is nie sondeloos, ek stem saam. Ons het geen reg om maar net klakkeloos te sondig en maar net bandeloos te leef nie. Paulus sê, sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, ons doen dit nie. Maar wanneer ons gesondig het, en die oomblik as ons sondig, gaan terug na die altaar, gaan terug na die plek van aanbidding, gaan na jou binnekamer, luister, ons kom tot bekering eenmalig, ons word kind van God eenmalig, maar die reiniging sal aangaan tot die dag van my en jou sterwe. Ja, dit is hartseer, wanneer ons God teleurstel. Maar moenie dat hierdie skade en skande wat jy bring op God se naam en jou getuienis, jou in hierdie afwaartse spiraal van sonde laat gaan nie. Vlug na die kruis, vra vergifnis, gaan maak reg wat jy verkeerd gedoen het. En vra die Here om vir jou te herstel. Jy sien, daar was nie snaakse rituele nie. Abraham het nie gegaan na een of ander pastoor wat die gees van duiwels uitgedryf het, wat hom laat lieg het nie. Ek het mos 'n leengees, en die volgende ou het 'n gees van seksuele ooraktiwiteit, en die ander een het 'n gees van dobbelary. Ek praat hierdie week met 'n man wat vir my sê, hy is in 'n kerk van 'n ou wat uitdrywings doen. Al wat uit daai man gedryf moet word, is sy eie uitdrywing, en dat hy by die kruis kan uitkom. Abraham het nie 'n verskriklike ritueel gevolg nie. Hy het teruggegaan na die altaar. Hy het teruggegaan na die plek waar hy God ontmoet het, die plek van aanbidding. Hoor wat sê die Here in die Nuwe Testament vir ons, Openbaring 2 vers 4 en 5. Maar ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het en bekeer jou en doen die eerste werke. Waarom wil kinders van die Here wanneer hulle uitgevang word oor hulle sonde? Stryd daaroor. Redeneer. Hulle self verdedig. Wees die minste, bely, sê ek is jammer, ek het gesondig teenoor God en teenoor die hemele en teenoor jou. Dis wat die verlore seun gedoen het. Dit help nie ons probeer onsself heeltyd verdedig en ander beskuldig en as jy nie, sou ek nie. Nee, Abraham kom terug by die altaar. Ons as kinders van die Here moet onthou waar ons uitgeval het, waar ons gesondig het, waarom ons die wêreldse wysheid gevolg het, waarom ons miskien gelieg het of een of ander sonde gedoen het of in een of ander sonde geval het en gesê het, Here, ek is jammer,
vergewe my, en ek gaan maak reg. Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste werke. Anders sal ek gou kom na jou toe en sal die kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie. Luister, as jy jou nie gaan bekeer tot God nie, sal God 'n lyn in die sand trek en sal hierdie skande en hierdie skaamte oor jou lewe bring en oor jou huis. Daarom bely, laat staan, sodat jy barmhartigheid kan verkry. Hoor wat sê die Bybel vir ons in 1 Johannes 2 vers 1, my kinders. Ek skryf hierdie ding aan julle dat julle nie moet sonde nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige. En hy is 'n versoening vir ons sondes en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Ek vra vir jou, vlug jy na Christus of vlug jy weg van Christus? Beproewinge gaan kom. Wat ook al jou beproewing vanmôre is, ek weet nie. Ek vra jou, moenie wegvlug van die altaar nie, moenie wegvlug van die woord nie, moenie wegvlug van die tye van gebed nie, moenie wegbly by die huis van God nie, moenie die gemeenskap van die heiliges gering ag nie. Dis hier waar God ons opbou, dis hier waar hy ons versterk, dis hier waar hy ons genade gee om te sien dat hy die God van die nabye is. Ek vra jou, as daar vanmôre hierdie letsel op jou getuienis is, hierdie vlekke op jou kleed, vra die Here vir vergifnis, maar onthou ook daar is geestelike herstel in die Here Jesus Christus. Hoor wat sê 1 Johannes 1 vers 7 tot 9. As ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar in die bloed van Jesus Christus, sy seun reinig ons van alle sonde. In die oorspronklike taal staan daar, en die bloed reinig ons gedurig deur van alle sonde. Daar's nie een van u wat vanmôre hier sit, wat vanmôre nog nie gesondig het nie. En u kan miskien vir jouself sê, ek is alright. Ek is nie so. Luister, deur woorde, gedagtes en dade sondig ons elke dag. Baie keer op een dag. Daarom moet die bloed van Christus ons gedurig reinig van alle sonde. Hoor gou hier vir die wat selfregverdigend miskien vanmôre sê, maar ek is nie deel van hierdie groep nie. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself. En die waarheid is nie in ons nie. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. U sê vanmôre vir my miskien, Gerard, luister, ek sukkel al maande met hierdie bepaalde dinge in my lewe. Miskien is dit al jare. Dan vra ek vir jou, hou aan. Moenie nou sê, ag weet jy wat, ek gaan maar tou opgooi nie. Ek wil vir u sê, as jy waarlik kind van God is, sal jy nie ophou nie. Want die Gees van God werk in jou. Jy val, jy staan op, jy val, jy staan op, jy val, jy staan op. En die Here tel jou op en hy bou jou op in die allerheiligste geloof. En nou moet jy tog die onderskeid tref. Daar is 'n groot verskil tussen om hierdie sonde moedswillig te gaan doen, te beplan, vooruit beplande sondes, iets wat ek in my gedagte klaar voorneem, en ek soek 'n geleentheid om dit te doen, en sondes wat net oor ons pad kom. 'n Sonde wat in daardie oomblik wat jy voor hierdie kruispad kom, dan die besluit maak, daar ry die ou voor jou in, jy sê iets, miskien by die werk kom die baas, en hy vra vir jou, het jy dit gedoen, en jy weet jy dit nie gedoen nie, jy sê ja, ek het dit gedoen. Hy sê vir jou, mooi, so goeie en getroue diensknegt. En hy stap weg, en jy dink by jouself, aarde, sluk my in. Want luister, 'n kind van God se gewete is aktief, deur die Heilige Gees aktief gemaak. En al kan die baas jou uitskel, dit beteken vir jou baie minder, as om in hierdie gedagte te sit, dat God weet, ek het nou gelieg, of ek het nou hierdie sonde gedoen, en teenoor die Heilige oortree. Die pyn van mense, wat hulle jou somtyds aandoen, is groot, en ek dink, die verleentheid wat Abraham beleef het voor Farao was groot, maar dit was nie groter as die verleentheid, om te besef, hy het God teleurgestel nie. Dit breek 'n mens se hart wanneer jy sondig teenoor die een wat jou uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Sonde is nie 'n geringe ding nie. Christus het sy lewe aan die kruis gegee. Daarom vra ek jou, deel met jou sonde onmiddellik. Of dit nou die sonde van wat ook al is, en ek kan nou byvoeg murmurering, miskien ondankbaarheid, miskien rebellie,
Miskien dinge wat jy dink, God is onregverdig in jou lewe. Ek vra jou, bely dit. En gaan uit en wees 'n getuie vir die Here, sodat hy jou kan gebruik. Abraham, die tweede ene, pas op, die toetse kom. Die toetse het ten doel om jou te heilig. Moet dit nie sien as iets negatiefs nie, sien dit as iets positiefs. Wat ook al gebeur, die lys kan ons so lank maak van hier af na die deur toe en terug. Toetse gaan kom. Die duiwel sal dit wil gebruik vir jou ondergang, God gebruik dit vir jou heiligmaking. Abraham was nie naby die altaar nie. Die Bybel sê vir ons, daarom kon hy nie staande bly nie. Hy vlug af na Egipte. Daar is hy lyk my te skaam om die God van hemel en aarde aan te roep en 'n altaar vir hom te bou. Daar sê hy vir sy vrou, lieg, sê jy is my suster. En God besoek hierdie man Farao, omdat hy vir Sarai gevat het as vrou, en die skaamte en skande wat oor Abraham se lewe kom. Beproewing in die reg hanteer word nie, lei dit tot skande en 'n swak getuienis. Miskien sit jy vanmôre hier, en jy sit daar en jy's rooi en jy sê, ander dink van my, dat ek nie 'n kind van die Here is nie, juis omdat ek gaan maak dan reg, waar jy verkeerd gedoen het. En ek wil vir u sê, geestelike herstel is moontlik. As God herstel bring, as God vergifnis bring, dan doen hy 'n deeglike werk in mense lewe. Ons sal later kyk daarna, dit was nie die eerste en die laaste leuen wat Abraham vertel het nie. Abraham was amper soos Pinocchio. Nee? Maar die Here leer Abraham en deur die pad wat hy met hom stap, want die Here dieselfde toets later oor sy lewe gebring. Jy dink miskien vanmôre, man, luister, ek het geval, vergifnis is gekry, die toets gaan weer kom. Sorg dat jy geanker is in die waarheid, naby die altaar van God, naby sy woord, sodat jy staande kan bly. Ek sluit af met hierdie woorde in Efesiërs 6. Het gaan oor die wapenrusting, die res van die gedeelte, maar ek wil die eerste paar verse vir u gee voor ons by die wapenrusting uitkom. Daar staan eintlik my broeders, eintlik my susters, eintlik jong mense, kinders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Abraham se begin was bietjie wankerig, maar ons dank God, ons kyk terug, en ons sien dat Abraham die vader van die gelowiges is. Geanker in die waarheid van God se woord, vriend van God, want God red nie sondelose mense nie. Daar was net een, en hy het gesterf vir ons sondes. Hy het gekom vir die Petrusse, en die Johannesse, en die Abrahams, en die Sarais, en so kan u die naam invul, die Gerard Bekese, en u wat vanmôre hier sit. Hierdie is maar 'n hospitaal waar ons pasiënte behandel. Ons behandel hulle met die woord van God, sodat u en ek uitgestuur kan word om 'n getuie te kan wees, om te sê, in Christus is ek vry, en ek staan in sy vryheid, en as ek sondig, en wanneer ek val, is daar vir my vergifnis, herstel, en 'n nuwe ywer om 'n getuie te wees, vir my koning. Mag die Here ons genade gee, dat ons by hierdie tweede boodskap van Abraham, kosbare lesse sal leer, en ons lewe sal inrig, om die Here te verheerlik. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons kyk na die lewe van Abraham, en ons is vinnig om ander mense oor die vingers te tik, oor hulle sonde. Maar u openbaar ons eie harte vir ons in tye soos hierdie, en vra ons vir u wees vir ons genadig. Ons is rebelle, ons is sondaars, ons wil ons nie onderwerp aan u wil nie. U wet is vir ons te hoog en u standaard vir ons te heilig. Maar Vader, dankie vir u gees wat ons in staatsteller is. Daarom het ons nodig om die woord te lees, want die gees het die woord geïnspireer, en deur die woord word ons geonderrig, om in wysheid en in kennis en genade te groei. Vader, dankie vir Jesus, ons absolute voorbeeld. Dankie dat ons kan leer uit sy lewe om te bid, om met die woord besig te bly. Ten tye van die versoeking in die woestyn het u telke male gesê, daar staan geskrywe.
Help ons, Here. En leer ons uit die lewe van Abraham om te weet daar is herstel. Daar is vergifnis. Daar is hoop in ons Here Jesus Christus. Ons dank en ons eer U dat ons hierdie dinge kan bid in U naam, met die begeerte, hou ons trou. Hou ons naby U Vaderhart. Leer ons die belangrikheid van een dag op 'n slag. En die belangrikheid van U woord en gees en gebed in ons lewens. Amen.